Hallo my lovelies. So, hoe donker wil julle gaan vanoggend? Weereens hierdie is 'n inleiding. Ek gaan hierdie op YouTube post as die tech devils so 'n bietjie iewers anders wil gaan speel. Ek moet nogal sê dis vir my 'n lekker en 'n maklike check engine light. Hoe ek weet my emosionele welstand is 'n bietjie af, nê. Party mense los die goed totdat hulle heeltemal siek is en dan is hulle soos, "O, ek is siek, wat is fout in my lewe?" Maar as jy begin luister na siek, dis soos 'n kar, nê? 'n Kar begin vir jou geluide te maak en dan weet jy, okay, iets is nou nie lekker nie. So dan het jy 'n keuse, gaan ek hom ignoreer en kyk hoe hard kan dit die geluid maak totdat die kar gaan staan langs die pad en dan jy soos, "O, okay." Of die eerste keer as daar 'n vreemde geluidjie is, gaan jy iets daaraan doen. Gaan jy jou lewe so maklik maak dat die oomblik wanneer die eerste prikkels inkom, dan fiks jy dit sommer. So hierdie is sommer nou maar net 'n klaagliedere. Myne is gewoonlik as ek sulke as dinge net glitches is, nê. Daar's net glitches oral, soos 'n week terug toe ek uitgeteken uit Spotify net om dit te upload. En ek upload nou al vir jare lank op Spotify en net daai detour het my lekker 2 ure gevat, nê. Jy weet soos daai jy's uitgecheck en ingeteken. Dis baie kere wanneer daardie random prikkels kom net na ons toe. Dinge voel net out of sync, nê. Jy maak 'n betaling en die EFT ding bons terug en jy weet Murphy's Law is raining amper. Ekskuus vir al my Engels julle. Vergewe my somme op hierdie punt. Ek meng baie my tale, so as jy 'n taalpurist is, kan jy asseblief vir MC Skooman eerder gaan volg as vir my. Vir my is dit belangrik om my boodskap oor te sit as oor te laai as wat dit is om 'n taalpurist te wees. Ek wil eerder hê jy moet 'n lekker lewe hê as wat jy kan onthou wat die verskil tussen seun en soon. Kyk. Goed. So ek sukkel so 'n bietjie met YouTube, maar ek hoop as jy na hierdie enetjie luister, kan jy hom kan sien op YouTube ook. So welkom in my lewe YouTubers. Julle is semi-nuut. Ek weet ek het op 'n stadium lank terug het ek baie video's gemaak op YouTube en dit ek opgehou want dit is harde werk. En nou is ek weer terug. Nou het ek weer 'n bietjie begin werk net aan my podcast. Ek's nie meer all over the show soos ek 'n paar jaar terug was om op Instagram en TikTok en oral te wees en al daai platforms het hulle eie boodskappe gehad. Dit was nie asof ek die een boodskap op alles gesit het soos meeste content creators doen nie. Maar in elk geval. So vanoggend gaan ons diep en donker. Ek het 'n navorsing gedoen op ek bly nou tans in Roodeplaas area en die naaste mega church by ons is Unite 180 en daar's al baie stories en gerugte. En die kerk is immers al 6 of 7 jaar oud wat hy hier in ons omgewing is. En 'n klomp van ons jong mense het betrokke geraak by die kerk en ons verskeidenheid stories, isolasie en so aan. So ek het 'n deep conspiracy theory dark dive gedoen in die kerk. Daar's oranje ligte. Daar's nog nie full-blown rooi ligte nie. En ek het op 'n stadium het ek begin om 'n podcast daaroor te maak. Ek weet nie of is dit die godsdiensgees nie of is ek nog so 'n bietjie so ek bid daaroor en ek soos Here, is dit van U af of van iemand anders af? So iets keer my om 'n full-blown dark conspiracy podcast te doen en dinge aan die lig te bring oor Unite 180. Ek het wel al die navorsing en dit is nogals baie, ek dink amper ek praat met korreksie, maar ek dink amper is 30 bladsye se navorsing wat ek het met mense wat goeders op social media geplaas het en so aan. So as jy iemand ken en ek maak kontak met my, ek sal met die grootste liefde deel. As jou intensies korrek is, want dit is nogals iets wat my keer tans, want wat ek vir myself vra,
is 'n kerk beter as 'n stripklub. Basies, dis waarby dit uitkom is pick your battles. En dis nie my kind wat betrokke is daarby nie. So ja, maar dalk is ek verkeerd. Maar nou gaan ons gesels oor welkom. So hier is die verhaal. Ek is gebore in Pretoria, Valhalla om presies te wees. So ek was soos 'n warrior queen, bee, star seed, Viking prinses van dag 1 af. Dis die storie wat ek vertel, want Valhalla is die plek waar al die een of ander heroes bly. Askies, moenie dink ek weet niks van topics af nie. Ek weet ons luister na goed om dinge te leer, maar ek weet nie baie van daardie mites af nie. So, ek's gebore in Valhalla en toe ek so 7 jaar oud was, toe het ons getrek van Valhalla af welkom toe in die Vrystaat. My eerste indrukke van welkom was, ek was so 8 jaar oud, 7 jaar oud, klein dogtertjie, ek kan nog onthou, ja, my tannie het saam met ons gery, of ek het saam met haar gery, sy het so 'n wit Honda gery, so 'n beige Honda, en ons het ingery en die orkaan in welkom het hom net getref. My ma was haar tipiese hysteriese self, kyk waar gaan ons nou bly, Sodom en Gomorra, maar sy was reg, nee, sy het die plek gehad met 'n passie, en ek dink daai woede het so 'n bietjie afgegaan in my gene in. So ons ry in hierdie dorpie in, daar is nou net 'n tornado daardeur, ek kan nou net nie omtrent 'n week van tevore, so 3/4 van die dorpie is ter pletter, nee, dit lyk soos Danville Squatterkamp, nee, daar. My ma kry, dis hoekom ek saam met my tannie eerder gery het, sy is nog steeds baie meer gemoedelik as die oorspronklike mevrou Oberholzer, maar sy het daai titel gedra met mag. En in elk geval, ry hulle in welkom in en hier vestig ons onsself, nee. Ek gaan deurblasei deur die lewe. Die een ding wat welkom vir my geleer het is, daar was nie elitism in die dorp nie. Ek is baie dankbaar daarvoor. In die straat waar ons gebly het, so my pa se tandarts, so ons was van die privaat burgers, daar was 'n groot vallei tussen, of jy het vir die myn gewerk, of jy was van die ander klas. Nee, nie klas nie, dit was net soos skree vir die bloubulle of vir die stormers, nee, dit was soos, daar was nie 'n klasse ding nie, dit was net soos, dish, hou jy van rooi vleis, hou jy van beef, chicken or beef, nee, dit was net soos, of jy was in daai groepie, of jy was in daai groepie. Op skool, in die hoërskool, ek was in Welkom Gimnasium, en ek was baie lief vir Welkom Gimnasium, ek was baie trots om 'n gimmie te wees, ek dink nog steeds, dit is die beste skool in Welkom, in die goud, nee, rooi is en blou is ook baie cool in Kroonstad, maar ek was dit was 'n baie lekker skool om in te wees, wat ek nou gesê, en in gimmies was dit A tot M, dink ek, met die atletiek, as jy van met 'n A tot 'n M begin het, dan was jy 'n Artener, en dan was jy 'n Spartaan, as jy van nou later was, nee. So, letterlik, die kloof wat ek vir jou wil verduidelik, tussen, of jou ouers was myners, en dit was nie vir my 'n klasse ding, jy was vir my net soos, jy was 'n Spartaan of 'n Arteen, nee, dit was soos dit. Maar, hoekom ek nou hierdie storie vertel is, toe ek in Pretoria kom swat het, en toe myself gevestig het, toe was dit letterlik soos die Paulus oomblik, van die skille het van my oë afgegaan, en ek's nou 42, maar in die afgelope reis van 20 jaar, was dit soos, dit was 'n vreemde oomblik in welkom, dit was letterlik soos, ek sou teruggekyk het en gedink het, dit is vreemd, ek het nie besef, dit is vreemd nie, maar my lewe is so vol, dat ek het nooit gaan stilstaan en gaan dink, wat het eintlik in welkom gebeur nie, basies, nee. En nou het ek navorsing oor al die conspiracy theories en die dinge wat daar aangaan, nee. So letterlik my storie van, en dis hoekom ek gesê, my pa se tandarts, en die verskil tussen, of jy was in die mynklap, of jy was gewoon, nee, of jy was net nie, was, alle die stads- en streekse planners het die dorpie baie duidelik begin integreer, net waarvoor ek vir hulle salieer, want
daar was nie 'n waterkloof in 'n Danville nie. Daar was soos, jy het in Sint Helena gebly, of jy het in Flamingo Park gebly, of jy het in Dagbreek gebly. Al die woonbuurte was min of meer neutraal, nee, daar was beter strate en minder beter strate in elke woonbuurt. So, daar was hierdie gelykheid wat vir my verskriklik lekker was, nê? En in die straat waar ek gebly het, Uitkykstraat, dis 'n baie mooi straat. My ma het baie goeie smaak gehad. So, sy het vir ons 'n pragtige huis. Dit was toe na die orkaan. Sy het eers myself jammer gekry om ons vir 3 jaar lank, al 5 van ons, en my boeties is huge, julle. Ons is nogal 'n groterige familie. As ek nou moet terugkyk hoe al 5 van ons in 'n meentuisie gebly het, daar op daai oomblik, al 5 van ons met een badkamer. Ja, dis 'n wonderwerk. Ek het nie een van my boeties gaan offer iewers net vir een of ander toilet god. Soos gee dit vir ons 'n ekstra toilet nie. Maar in elk geval so, na die orkaan vestig ons onsself in hierdie klein meentuisie, Reviestraat. My beste vriendin se ouma, hulle sou later in daai selfde kompleks gaan bly het. So ek het weer daar gaan kuier, was lieflike tye. En om dit saam met dit te maak, was 'n 3 slaapkamer, 1 badkamer, klein meentuisie, nê, klein, nê. Ek kan onthou, in my slaapkamer was die kleinste enetjie, kon daar letterlik net 'n enkel bed in gepas het, en dit was dit, net toe is my slaapkamer vol, nê, dit was soos pophuis, ons het pophuis gespeel. En ek het nou nog memories van hoe my ouma en oupa ook nog by ons kom bly vir 'n naweek lank, en my ouma en oupa, want hulle het toe nog hier in Pretoria gebly, het groot gegaan, so hulle sou sommer die donderdag gekom het tot die dinsdag, dan kuier hulle nou by ons, nê, lekker tye. So later gaan vestig ons onsself toe nou 2 blokke aan van die klein meentuisie in 'n ordentlike huis, gewone middelklas inkomste, 3 slaapkamer, 3 badkamers, daarom. Nice, nee, maar ons bly in die straat. So in die een kant van die straat, letterlik aan die linkerkant van die straat, is dit al die private huise, nee, mense wat self die huis gekoop het. Aan die regterkant van die straat is dit al die mynershuise. So ek praat onder korreksie, maar op daai stadium dink ek het hulle R30 'n maand se huur betaal vir die huis, en die water en ligte was ingesluit, nê? So daar was wel daai klasse ding, want jy kon sien dis hulle eiendom, nê? So aan die een kant van die straat was die gras perfek, nê? En dit was tuindienste, waterkloof tipe van, nou nie waterkloof nie, kom ons sê eerder Waverley tipe van setup, nê? Ordentlik versorgde huise, well manicured lawns. En aan die ander kant was dit myn huis, nê? So dit is soos, party van hulle, die laaste keer wat ek daar was, ek probeer om regtig waar te detox van dit. Maar die laaste keer dat ek daar was letterlik nog, jy onthou daai belade vir 'n enkeling draadhekkies, nê? Waar Tannie so gestaan en rook het met die kruller so in haar gesig, in haar hare en in die pantoffels. Daai tipe van setup was ons aan die ander kant van die straat, nê? Die ander goeie running joke was, ek weet nie of is die huis nog steeds daar nie, daar was die huis in Dagbreek, waar die ou het letterlik, jy kan sien, hy het 'n inkomste gekry, dalk 'n 13de check of 'n bonus, ek weet nie hoe die inkomste skale werk het en welkom in die myne en so aan nie, maar ek weet so 'n bietjie van Sasol af in Secunda, dat ek weet iewers kry daai blue collar workers kry murs cash inspuiting, en dan gaan hulle groot. So op pad van ons huis af na my laerskool toe, was daar hierdie huis wat die ou het dit begin oorbou, die heining, nee, maar net soos halfpad, nee, en toe het hy opgehou, nee, toe die geld opgeraak, en daai huis het vir jare daar gestaan. So dis hierdie gewone Tannie huisie, met hierdie huge Sun City, dit het my soos gevoel soos Sun City heining wat hy daar gebou het, met die groot rotse wat daar uitgekom het, en die olifantkop wat so halfpad gedekopage is, en die heining het so gestaan, en die ouers, die mense het vir 10 jaar lank, ek kan onthou, ek was deur die laerskool, en later is die boeties ook deur die laerskool, en ons het hulle eers gaan aflaai, en dan my pa my gimnasium toe gevat, en ons het verby die huis gery, nee. Maar toe ek
kom spat het, toe begin die mense grappies en my te maak, van daai Tappendorp, of wat ook al. En so het ek begin ontdek, nie elke dorp, dis hoe naïef ek was, nie elke dorp het 'n hoefie nie, verstaan, soos, ons het 'n hoefie gehad, nê? Nou die hoefie was soos, as jy geldjie ekstra gekry het, koop jy vir jouself 'n spierkar, 'n muscle car, en dan gaan jaag jy op en af, gaan raak jy ontslaaf van daai testosteroon, om die hoefie, nê? En dit was soos normaal, nê? Die dominee sal die een week gepreek het teen die charismatiese kerk in Welkom, die ander week sou hy gepreek het van hoekom moet jou 10de gee, en die derde week sou hy gebid het, bly weg van die hoefie af, dis waar die duiwel uithang, nee, so, die gemiddelde Welkom kind was banger vir 'n charismatiese kerk in die hoefie, en ek dink daar was 'n disco ook, London Beat, nee, waar, ek kan onthou, een kerkdiens se jeug, was daar nog soos, goed, as jy wil London Beat, toe gaan die dominee sal saam met jou gaan, dan sal hy jou nou oppas, nee, want almal was so bang vir die London Beat, ek was nooit in my lewe in London Beat nie, hy bestaan ook nou nie meer nie, maar ek dink dit was nou maar soos 'n drop zone, was nou maar soos 'n klap, nee, maar, soos ek wil sê is, nou, begin ek te besef dat, julle daar was verskriklike weird goed dat aangegaan het in Welkom. Welkom is in 1950s gestig, so hy's 'n baie nuwe dorpie, dink Secunda. Secunda is 1980s gestig, en daar's links tussen Secunda, Sasolburg, Welkom, dat die dorpies is ook op 'n manier almal uitgelê nuwer. So ek wil wel sê, as jy deur Kroonstad ry, die dorpie wat baie naby is aan ons, jy kan voel, dit voel amper soos 'n mini Pretoria. Die hele dorp is gebou om hierdie groot kerk, Suursteen kerk, aan die ooste van die dorpie lê die gegoede gedeelte, wat stads- en streeksbeplaners uitgewerk het, om te sê, as jy van die ooste af inry na die middestad toe, is die son agter jou, as jy in die middag terugry, is die son weer agter jou, so jy ry nie squinting eyes in die sonlig in nie, want die ryker mense verdien al die leksheid, nie? So, meeste van Suid-Afrikaanse dorpies is uitgelê rondom daai setup, daar's 'n pragtige ou kerk in die middel, wat die cornerstone was van hierdie dorpie, en daar was stads- en streeksingenieurs, so hierdie is die beter gemeenskap, hier sit ons die beter hoërskool, verstaan, daar was struktuur aan, maar Welkom was de mekaar, hy is nog steeds de mekaar. En nou as ek vir mense vertel, ek kom van Welkom af, is hulle eers dink, die sirkels. So, as jy 'n ondersoek gaan doen tans, op wat gaan aan Welkom conspiracy theories, en almal wat my persoonlik ken, vriendinne sal weet, ek is useless met sekere navorsing, maar uitstekend met ander navorsing. So, sosiale media navorsing, ek's useless, nee. 'n trein kan 50 keer om die aardbol gaan, en dan weet ek nie eens daarvan nie, nee. Ek vang nie daai goed nie. Because ek's nie so up to current beats gewoonlik nie, nee. So as ek verkeerd is, en as jy weet, daar is iemand anders wat 'n ander content creator op TikTok, YouTube, waar ook al, baie meer navorsing gedoen het op Welkom, en ek het dit gemis, asseblief stuur dit deur, maar die enigste navorsing wat ek kan kry is, die ou provinsiale hospitaal, wat min of meer in die city center gebou is, en nie heeltemal nie, ek wil gou vir jou dink, die prentjie, as jy Pretoria goed ken, die hospitaal is omtrent waar al die aksie aangaan in Constantia Park. Jy weet, nie die buitewyke van Pretoria nie, maar nie in die hartjie van Pretoria nie, maar nie ook nie te ver uit nie, né? So daar sit daar toe nou hierdie hospitaal. My ma het kanker gekry toe ek 13 jaar oud was. En, wag, dit het gebeur, maar ook, ek het draadjies gehad in daai hospitaal. Baie van die, toe ek nog op skool was, sou 'n privaat dokter sou kamers daar gehuur het, baie selfs as in Unitas Hospitaal byvoorbeeld, wat hulle nou met die privaat hospitale doen. So,
Ek kan onthou, ek was in en uit, by die een ingang, soontoe om draadjies te kry, en dit was my hel, nie net welkom nie, maar die draadjies ook, julle, dit was nou nog die seerste prosedure wat ek ooit gehad het, moet ek wel sê, en ek het 'n baie hoë pynrempel. Ek het al vir 3 dae lank raak geloop, met 'n klein haarlyn fraktuurtjie in my been, wat ek gaan rondloop het, ek het gewerk alles, nee. So my pynrempel is ongelooflik hoog, maar draadjies was regtig my seer. En toe my ma kanker gekry het, omdat Welkom het nie al die spesialiste nie, so baie van die spesialiste se van Bloemfontein af, hulle doen dit seker nog steeds, het hulle klein satellietpraktykie in Welkom. So my ma se onkoloog, Dr. Kronje, was ook by die hospitaal, het hy kamers gehad. So ek kan onthou, het ek draadjies, dit was hel, dis nou dat waar ek dit nou sien, torture chambers gehad in my ma se eie, en ek maak glad nie 'n grappie met kanker nie, dis baie ernstig, maar my ma het ook nie baie fond memories van die hospitaal nie, maar die einste hospitaal het toe nou vervalle geraak, en nou is dit blykbaar 'n spookhub. So volgens al die conspiracy theories wat ek kon kry, dis omtrent die beste wat ek kon kry. As jy Freemasons gaan Google, Welkom, is daar een van die Freemason lodges, ek dink hy's in Rydspark of iets. Ek het klaar gaan kyk, die ding bestaan nie meer nie, hy is nou 'n vervalle karate center of iets soos dit. So, dit is wat die navorsing gesê het, is dat, so kom ons kom terug, 1950s, goud is ontdek op 'n plaas Welkom, Harry Oppenheimer het daarvan gehoor, en hy het basies die dorpie opgekoop, hy het al die plase in die naburige, in the neighborhood opgekoop rondom die plaasie Welkom. Daai stadium was Harry Oppenheimer al briljant, baie ryk, en Harry Oppenheimer, hy was net 'n besigheidsman, so ver ek weet, ek self, maar ek het nou nie te veel in die Oppenheimer se navorsing gedoen nie, en hy het in die dorpie Welkom gestig, maar Harry Oppenheimer is die hoogste graad vrymesselaar gewees, die 33ste graad messelaar. As jy in die oorspronklike stads- en streeksbeplanning artikels gaan kyk, sal jy die volgende sien. Welkom het 33 sirkels. In die middel van Welkom is daar die hoefie, wat letterlik so U-shaped is, waar die mense dan nou later begin omjaag het met hulle muscle cars. Reg oorkant die hoefie is die Oppenheimer Theater. Nou julle, dit was world class. Ek het gedink, elke dag, dorp en stad het so 'n staatsteater. Vir my nou nog voel dit soos 'n staatsteater. Ek kan onthou, as jy regtig baie fancy was, ek dink ek het 1 of 2 massa revues, massa koor optredes gehad, was jy in die groot teater, maar as 'n kind, dit was so heilige grond, jy moes regtig daar perform. Vir alle ander klein shows en kooroptredes en ballet en goed wat ek gedoen het, ek was besig, was dit in die Verdie Meyer stal, dink ek, nee. Die staatsteater was so heilig, nee. Ons matriekafskeide was in die Verdie Meyer stal, nee. Verstaan letterlik, jy moes jou mooi aantrek om in die Oppenheimer Theater in te gegaan het. Fluweel sitplekke, mooi, perfekte akoestiek. Ek kan onthou, per geleentheid was ek backstage, julle, en die plek was so fancy, ek het ballet gedoen op die 7de verdieping, wat so afgekyk het op die theater. Dit was soos Hollywood tipe van setup, nee, en ek kan nog onthou, hoekom ek spesifiek kan onthou, waar het ek geballet, want daar was letterlik soos, backstage was daar nog al die verdiepings, en daar was al vloere vir ballet arenas en sulke goed, nee. Hulle is soos kuns gepromote, nee, dit was soos, dis natuurlik. Hoekom ek kan onthou, dat ek het op die 6de vloer ballet gedoen, want een middag, ek het so 3 uur in die middag ballet gedoen, toe was ek nog laerskool, een klein dogtertjie, en ewe skielik, dit was eintlik gorgeous, ek wens ek kan teruggaan na daai oomblik toe, staan ek daar en ek ballet, pirouette, 1, 2, 3, baie boring, want jy moet stil bly, hel op aarde, en ewe skielik is dit pikdonker, buitekant rondom ons. Ok, julle, hier is dit nou, die Here kom ons haal, en ek sit in Welkom, groot probleme.
En toe volgende so halfuur later, toe is dit weer sonskyn. En die stories in die koerante was die volgende oggend, daar was so 'n erge donderstorm, sandstorm op pad na Welkom, toe dit die hele dorp was donker vir 'n halfuur. Ek weet, al daai profetiese, apokaliptiese tekens is daar. Nou nog as jy gaan navorsing doen oor Welkom, moorde, julle, daar is die weirdste moorde. Daar is daar een van ek dogtertjie wat satanies aangegaan het. 'n paar jaar nadat ek uit die skool uit is, toe die skool, ek weet nie wie nie, die skoolhoof het die adjunkhoof vermoor, omdat hulle albei verlief was op dieselfde vrou, die een het 'n affair aangehad. Ek meen, dramaties, of dit kan andersom wees by die skool, nê? Maar terug by die geografiese uitlegging van Welkom af. So Welkom het die teater, reg langs, nou, dit was my eerste prikkeling. Vrymesselaars, daar's baie mense wat beweer dat die Voortrekker Monument wat ontwerp is deur Gerard Moerdijk, wat 'n onbeskaamde vrymesselaar was, sê hy het gegaan na 'n monument toe in Duitsland en daai monument is gededicate vir die vrymesselaars en hy die Voortrekker Monument het hy gebou presies op 'n replika van daardie. So aan die een kant sê die onskuldige mense, man, dit was net vir hom 'n mooi gebou en hy wou die ding copy and paste, sharp, onskuldig. Aan die ander kant sê hulle, dit lyk net soos dit. En dit lyk amper soos 'n piramide, die Voortrekker Monument, of eintlik korreksie. Hulle sê die toring van Babel het meer soos 'n piramide gelyk, het meer soos die Voortrekker Monument gelyk, as wat dit letterlik soos net 'n Pisa-toring is, soos die Tower of Pisa, the Leaning Tower of Pisa in Italië. Terloops, gaan doen navorsing daaroor. Die Staatsteater, die Oppenheimer Staatsteater, wat letterlik in die city center gebou is reg oorkant die hoefie, as jy my nie glo nie, gaan soek dit nou op YouTube, ag nie op YouTube nie, op Google Maps, jy gaan sien, as jy dit gaan uitzoom in die satellite foto, gaan jy die hoefie sien, en jy gaan, mens sien dit letterlik op Google Maps, nee, hoe is dit so vreemd uitgelees, soos 'n pragtige mandala, jy weet, soos 'n pragtige teken, 'n pragtige geografiese teken, soos crop circles, amperkies, nee? So die teater is hierso, teater het die funny shape, wat my amperkies kan laat dink aan 'n piramide, 'n tipe van 'n Voortrekker Monument, 'n ding, en dan hulle, soos die Big Ben, jy weet daai lang oorlosie, wat hoër is as die teater, tussen die hoefie en die teater. Die Staatsteater, wat baie mense sê, dis soos 'n phallus, 'n manlike geslagsorgaan, wat letterlik soos, daar's reg staan, om in te val in die opening van die hoefie. Dit is hoe dit lyk op Google Maps, as jy dit gaan kyk. As jy verder gaan kyk, so dit is die beginpunt van Welkom, nee, hierdie seksuele, ou wit, okkultiese tempel wat hulle hier gebou het, agter Big Ben se phallus, met 33 sirkels in Welkom, wat beplan is. En letterlik, die dorpie is so uitgelê in sulke sirkels. En jou heel eerste klein sirkel rondom hierdie trifecta van teater / Voortrekker Monument / phallus / vagina opening van die hoefie. As jy gaan uitzoom, die volgende sirkeltjie rondom dit, is daar 3 kerndinge wat beplan is deur die Oppenheimers. Welkom High School, want onthou hulle was Engels, so Welkom High was daar, en letterlik al die skole is soos min of meer in so 'n ry gebou. So as jy gaan kyk op die sirkels, dit maak vir my sin, want dink gou waar was jy? Jy kry Welkom High en dan St. Dominic's, hulle was so min of meer in dieselfde ry, dan kry jy HTS, Unitas, daar was 'n Unitas skool, dan kry jy Gimmies en Goudwald aan die ander kant. As jy dit so gaan map, al die skole is so in sulke sirkels gebou, maar kom ons kom terug by die eerste sirkel. So jou eerste hoekpunt, senterpunt van die dorpie, is Welkom High School. Dan is daar een van 'n kerk.
En dan die ander, derde punt, soos jy nou kan hoor, dit werk alles so in drie's, die hoefie, die valles, die teater, welkom high school, 'n kerk, 'n vrymesselaaarslodge. En dit is hoekom, dames en here, vir jare lank in welkom het ek gevoel, iets is nie reg nie. Want ek kan nie dink, behalwe nou vir Sekundans Asselburg, wat nou in my navorsing opgekom het, hoeveel dorpies is gededicate vir die vrymesselaars, en julle die vrymesselaars is donker. Hulle is die voedsoldate van die Illuminati. Dat die hele dorpie is gededicate in sirkels. En nou nog pluk ons die vrugte daarby, want wat 'n ander gesogte skool. So skoolhoof vermoor sy adjunk vir 'n vrou.